Goeiemôre broer en suster. Welkom aan elkeen van julle by hierdie erediens. Ons gaan so 'n paar liedere saam sing. Kom ons staan vir hierdie liedere, dan sing ons die 2 voorsangliedere en dan daarna sommer lied 450 dan ook hartlik saam. As die lewensstrome woedend om jou staan en jy gaan ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge tel alleen vir een en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Tel jou seëninge tel alleen vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge dan vlug twyfel heen, en jy sien God se goedheid laat jou nooit alleen. Tel jou seëninge tel alleen vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou van die hemel kan behaal. Tel jou seëninge tel alleen vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Soeken God jou sterkte, kry by hom jou krag, met sy wapenrusting klee hy ons met mag, nie teen medemense is ons worstelstryd, maar ons veg teen Satan
en sy liewe listigheid. Hy stuur bose magte in die wêreld in, maar met God se wapens kan ons al oorwin. Waarheid en Gods vryspraak hou ons op ons pos, dan klink bly die boodskap dat die Heer verlos. Ons geloofsvertroue is 'n skild wat keer, daarmee kan ons elke brandpyl van die bose weer. Ons bly van verlossing altyd hier bewus, en met God se swaard sy woorde toegerus. Alles bidden, soos die Gees ons lei, laat ons altyd waaksaam en gelowig bly. Almal wat bly volhou, saam bly bid en bid, deel in die geheim van God se koninkryk en kerk. Hy maak ons vrymoedig, swak is gee hy krag. Sy wapenrusting klee hy ons met krag. Broer en suster, so wat ons sit, kom ons sing hierdie volgende lied saam, dan ook as toetrede lied. Sien, Heilige Gees, hoe sal ons heerlikheid kan verword die lof besing met 'n hartse stem. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer ons God as majesteit, loof hom tot ewigheid. Voortyd word ligheid lig, kom as mens op aarde, bo begrip, bo ons verstand, is die grootheid Heer. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer. Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Kom ons bid saam. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is die oordeele, hoe onnaspeurlik die weë. Wie ken die bedoelings, Here? Wie gee U raad?
Wie bewys U 'n guns sodat U verplig is om iets terug te doen? Uit U en deur U en tot U is alle dinge. En U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Hierdie Here groet jou vanmôre met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader en die Here Jesus Christus en dit deur die kragtige werking van sy Gees. Amen. Broer en suster, kom ons sing as loflied. Ons sing lied 184, ons sing vers 1, 2 en 3 van hierdie lied, of Psalm, lied 184, kom ons sing dit hartlik saam staande, dan kan U weer daarna U plek inneem. Sing die Here, die ewige sing tot sy Here. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Lof almal saam, groot is sy heilige naam. Lof om die Heer van die Here. Lof sing die Here wat kunstig die liggaam bereid. Hy is die sterke wat altyd nog by gebly. Gevaar, hoe groot, hoe dreigend, hoe zwaar, hoor U sy vleuels gesprei. En lof sing die Here, dis hy wat die kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. O sterfling weet, hy wat almagtig is, het ons in liefde beheer. Ek kan die plek neem. Broer en suster, ons lees in Matteus 22, lees ons die opsomming van die wet, waar die Here deur die Fariseërs ondersoek word, eintlik die Sadduseërs. Ons lees in hierdie gedeelte dat die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle mekaar gekom en een van hulle het 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, in hierdie oomblik, kom dank ons U vir U grootheid, Here. Vir U teenwoordigheid in ons lewe en dat ons in 'n oggend soos hierdie
by U kan kom stil word, Here. Dat ons U naam kan groot maak met lofliedere. Dat ons kan getuig van die seëninge wat ons beleef. Dankie Here dat U in die genade ons kom toevou. Ons kom bid, kom vra Here dat U ons ook Here die vermoë sal gee, die krag sal gee om nie net ons verhouding met U te versterk nie, te laat groei nie, Here, maar ook dat ons verhouding met die mense rondom ons, met ons naaste, Here, sal laat groei. Here, dat dit sal wees tot eer en verheerliking van U, 'n getuienis van U wat 'n lewende God is. Ons kom bid dit. En ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. So wat ons sit, kom ons sing Vlam 8 saam, al die lof, aanbidding en ere. Sing Vlam 8, net soos wat ons sit. Broer en suster, ons lees in Filippense 4, waar Paulus vir hierdie gemeente kom sê, maar wees bewus, hoor wat God gedoen het. Die Here leef, die Here is teenwoordig. En dan kom sê hy eintlik vir hierdie gemeente in Filippense 4 vers 4, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend.
En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, of watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes gerig wees. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Paulus wat die gemeente eintlik oproep om iets te besef van God wat teenwoordig is, die Here wat sy seëninge vir hulle kom gee, die Here wat vir hulle kom sê, maar wees bly want ek is daar. Ons leef in 'n tyd wat ons so gekondisioneer word om negatief te wees. Mag ons bly wees in die Here, want hy is hier. Moet ons in hierdie Here en in hierdie God glo, kom ons staan, dan belou ons geloof hardop saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Kan die plek inneem. Broer en suster, ons lees saam in die evangelie van Johannes, ons lees in die eerste hoofstuk, so 'n paar verse saam in Johannes 1 vanaf vers 1. Voordat ons daar lees, kom ons bid saam. Here, is 'n ongelooflike voorreg om vanmôre hier as gemeente, as gelowiges bymekaar te kan kom. Here, ons kom dankie, Here, vir hierdie geleentheid wat ons het om U naam te verheerlik, om U lof te kom besing. Here, ons kom dankie, Here, vir hierdie oomblik dat ons ook saam kan lees uit die woord. En ons kom vra, Here, breek U woord vir ons oop. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Ons lees in Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê. Hy moes van die lig getuig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes oor die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig,
was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle Vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy is die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. En sy oorvloed het in ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Tot sover ons skriflesing van môre. Hierdie gedeelte begin met hierdie aangrypende woorde. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. In hierdie woorde hoor ons hoe die skrywer van die Johannes Evangelie iets kom tuisbring van God wat na hierdie wêreld toe kom. Die Here wat sy seun Jesus Christus stuur na hierdie wêreld toe ter wille van my en van jou. En dat Jesus wat God is, hierdie baie belangrike waarheid kom omarm. In hierdie eerste hoofstuk van Johannes kry ons eintlik 'n verskeidenheid van redes waarom dit so belangrik is, juis dat Jesus God is. Alles het deur hom ontstaan, sê die gedeelte. Daar staan dat hy die lewe is. Dat hy die een is wat vir ons die oorvloed gee om in hierdie lewe 'n sinvolle lewe te kan leef. Christus is van ewigheid af juis teenwoordig. En sonder Jesus is ons lewe eintlik sinloos. As ons aan Jesus gebind is, kom sê hierdie gedeelte, juis dat ons die lewe het. En dat hierdie lewe wat Christus vir ons kom gee, die lig is vir die mense in die wêreld. Johannes beskryf hierdie lewe van Christus as lig. En dat hierdie lig teenoor die duisternis staan, daar sal seker talle boeke daaroor al geskryf, het al seker baie van dit gelees, lig teenoor duisternis, en in hierdie wêreld, ek en jy wat uitroep, ons glo. Ons sien hoe hierdie lig met die hoofletter, Christus, nie deur die duisternis oorwin word nie. Die duiwel probeer alles om Jesus te keer. Maar God oorwin. Ons sien hoe Christus in hierdie wêreld kom vol genade, so wat hierdie gedeelte sê, vol genade en waarheid. En ons sien hoe hy die wêreld kom verander, sy heerlikheid kom tuisbring en die ewige lewe kom gee. Hy het na ons toe gekom vol genade. Besef ons dit altyd? Ek weet nie. As ons na hierdie eerste paar verse kyk, sal ons mekaar kan sê, maar dit kan opgesom word. Jesus Christus is die verlosser wat gekom het om ons aan God te bind. Sodat ons as verlore mense kan leef in die wete dat God
ons vergeef, kan leef in die wete, dat ons ewig saam met God kan leef. En juist vanuit hierdie besef uit, besef ons die genade. Ek en jy is net die ontvangers. Ons roep uit, ek glo. As ons bietjie verder lees, dan sien ons hoe die skrywer van die Johannes Evangelie kom sê, maar nie almal word gered nie. Dat daar 'n gedeelte is wat die Here nie erken nie. Die hartseer is die skrywers van hierdie, of die ontvangers van hierdie brief, is juis die volk Israel. Stam Juda, waaruit Jesus gekom het, wat bewus moes wees van die verlossing wat aan die kom is, maar hulle is so besig met hulle eie leefwêreld, en so teen alles gekant, dat hulle vir mekaar sê, maar dit kan nie die Christus wees nie. Aan die ander kant sê hulle vir mekaar, maar ons het die wet. Ons kan ons verlossing bewerk deur hierdie wet na te kom, so dink hulle. Ons hoor die woorde van vers 12. Woorde wat eintlik hoopvol is, vol blydskap, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Broer en suster, ons hoor hierdie woorde, en ons raak vir 'n oomblik bewus van ons eie geloof, ons eie nietigheid, ons eie tekortkomings, ons eie diepe afhanklikheid. Want ons staan nie hier op grond van ons eie werk nie. Ons staan hier op grond van dit wat God in Christus Jesus kom doen het. Aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Ons geloof is 'n geskenk wat die Here vir my en vir jou kom gee om in hierdie tyd, in hierdie oomblik, in hierdie wêreld waarvan ons deel is, uit te basyn, maar ek is bly want God leef. Filippense 4 vers 4, wees bly, bid gedurig, want God is teenwoordig. Die Here is naby. Hy staan nie eenkant en los ons aan onsself oor nie. Die Here is hier. Broer en suster, as ons dink aan hierdie wêreld, is dit nie juist dit wat vir ons die blydskap moet gee om te sê, maar ons is hier op grond van God se genade. Die wêreld met al sy goed, al sy negativiteit, dit wat ons aftrek, word juis verander in moontlikhede om te gaan getuig van 'n God wat teenwoordig is. Ons het nodig om te besef dat ons deur die krag van die Gees gelei word, verander word, vernuwe word, om in hierdie wêreld met blydskap te gaan leef. Want ons het iets om na uit te sien. God, wat teenwoordig is in my lewe, verander my lewensuitkyk. Lig teenoor die duisternis. As ons in die lig leef, leef ons met die wete dat God in sy genade my kom toeval, kom beskerm. Kan ons in hierdie wêreld ingaan met 'n getuienis. Broer en suster, as ons na hierdie wêreld kyk, hoe lyk die getuienis wat ek en jy leef? Hoe lyk die getuienis wat ons uitleef
en uitdra in ons gewone lewe as ons hier uitgaan. Dan word hierdie pragtige verhaaltjie vertel van 'n winkeleienaar, 'n restauranteienaar wat kom en hy's besig en die besigheid is so tussen al die ander besighede en hy hoor die oggend vroeg hoe die mense besig is om te koop by die ander besighede, by die slaghuis en by die winkel, koop hulle brood en dan kom hulle nou daar uit, daar verby sy restaurantjie waar hy besig is om te vee. Die ou wat by die slaghuis gekoop het, kla oor hoe hard die biltong is en hoe sout dit is. Die ou wat by die besigheid of by die winkeltjie ingestap het, kla daaroor dat die rakke leeg is. Die man wat by die restaurant gekoop het, kla oor koue koffie en oor die hamburger wat nie lekker is nie. En terwyl alles afspeel, sien hierdie winkeleienaar, hierdie restauranteienaar so in die verte 'n man wat besig is om langs die slaghuis te grou in sakke. Hy soek iets om te eet. Hy stap nader en hy vra vir hom, wat soek jy? Hy sê, ek soek iets om te eet. Ek het nog nie iets gekry vandag om te eet nie. Maar hierdie goed, sê die winkeleienaar of sê die restauranteienaar, is vrot. Ja meneer, sê ou Abraham, maar ek het nie geld om te koop nie. Die man vra toe vir hom, maar hoe oud is hy? En hy sê, ek is al 78. En soos die verhaal aangaan, vra hy, maar waar bly hy? Nee, hy bly daar boot in die bult, hy en sy vrou kan nie werk nie, want haar bene het ingegee. Hy het nou al darm 'n ietsiekie gekry om te eet, so tussen die vullis, en hy het nou 'n kannetjie water, en hy is nou op pad terug huis toe, om vir sy vrou 'n bietjie water te gaan gee. Nou as jy nou kyk na Abraham, so word die verhaal vertel, daar waar 'n broek is nie meer broek nie, daar waar op 'n stadium 'n hemp moes wees, is so 'n paar garingdraadjies, sy skoene is moeg geloop. Die oë is glasig en dof. Maar Abraham het 'n glimlag op sy geplooide oë, op sy geplooide mond. Want die Here sal voorsien, is sy woorde. Die winkeleienaar, die restauranteienaar sê toe vir Abraham, eintlik sê Abraham vir hom, meneer, kan ek jou besem bestuur? Ek sal dit mooi skoon vee. En dit is asof daar hierdie oomblik opkom van helderheid, van God, wat neerdal en sê, maar hier is 'n oomblik. Die restauranteienaar vra toe vir hom, Abraham, is jy seker jy kan hierdie besem bestuur? Ja, sê hy, my vrou het my geleer, sy het my lisensie gegee, toe haar bene ingegee. So word ou Abraham die restauranteienaar se beste besem bestuurder. Die restauranteienaar sluit af met hierdie getuienis. Ek is die Here my God vandag so dankbaar vir iemand wat nie oor biltong kla nie. Iemand wat nie oor leë rakke in die winkel kla nie. Iemand wat nie oor koue hamburgers en koffie kla nie. Ek is my Vader so dankbaar dat hy Abraham nie vergeet het nie.
En dan die oproep, doen my, jouself en ander guns, en probeer net eendag oor niks kla nie, want ou Abraham was vandag vir my 'n groot inspirasie. 78 jaar, halfblinde man, dooiings aan sy lyf, en 'n glimlag op sy gesig. Ons leef in 'n tyd, broer en suster, waar ons weer hierdie woorde moet hoor. Elkeen wat aan God, elkeen wat God aangeneem het, is kinders van God. Kinders van God leef met blymoedigheid. Want God is hier. Ons is die lig vir die wêreld. Mag ons dit gaan leef. Mag ons die verskil maak waarvoor God ons roep. Waarvoor God ons stuur. Kom ons leef dit uit dankbaarheid vir dit wat God vir ons kom doen het. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit nie om weer te kan stil word by U, ons Here, ons God wat in ons moeilikste tye ook by ons teenwoordig is nie. Here, dankie Here dat ons bewus kan wees van U as dit sleg gaan. Maar mag ons nooit, Here, die blydskap, die voorreg om U te ken, mag ons nie vergeet, Here, om dit uit te leef nie. Mag ons moeilikhede ons nie oorweldig, soveel so dat ons nie van U genade en die goedheid getuig nie. Mag ons lig wees, Here, in die duisternis. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. En broer en suster, ek gee geleentheid, laat ons die Here met ons liefdegawes kan dien. Broer en suster, die afkondigings vir die week. Ons dink aan die volgende persone, ons dink aan Mara Augustyn en dan ook aan oom Benny Ferreira. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, ons kom dankie Here in hierdie oggend dat ons vir hierdie persoon aan U kan kom opdra. Here, ons kom dink aan Mara, oom Benny, Here, dat U op 'n besonderse manier ook by hulle teenwoordig sal wees. Here, ons kom bid en kom vra, Here, ook vir U krag en die genade ook vir hulle. Ons kom bid ook so vir die wat nie op hierdie lys is nie. Die wat alleen is, die wat honger is,
die wat siek is, Here. En ons kom bid en kom vra, Here, gebruik ons om 'n verskil te maak, om lig in die duisternis te wees. Ons kom bid dit in U naam. Amen. Broer en suster, geluk ook aan almal wat verjaar in die week. Die 5de verjaar Roan Goosen, Boer Greiling en Gerda Kreer. Die 6de Oktober Paula van Dijk, die 7de Dani Hannekom, Walter Jansen van Vieren en dan die 9de Drini Skeepers. Geluk weer aan almal wat verjaar en mag dit 'n mooi dag vir almal wees. Broer en suster, die program vir die algemeen, dankie vir almal wat help met alimentasie vir ons gesinne wat sukkel in die gemeente, om dan ook vir hulle kospakkies te kan gee. Dan broer en suster, is dit ons skiedag, dis die 18de Oktober, daar sal in die week, sal daar dan ook 'n verdere advertensie rondom dit uitgaan, maar hou asseblief die datum oop, as jy ook dan nou nog nie jou skiete voltooi het vir die jaar nie. Broer en suster, ons gesamentlike erediens is dan die 26ste Oktober, om 10 uur by NG Gemeente Smithfield. Bring asseblief hulle, dit is van 10 uur die oggend af. Almal word dan ook na die tyd uitgenooi vir 'n bring en braai by Smithfield Golfklub, en dit is na afloop van die diens. Vure en eetgerei sal voorsien word. Bring asseblief eie vleis, bykosse en drinkgoed dan ook saam. Dan broer en suster, belangrike datums vir volgende jaar, gee dit asseblief deur vir die kerkkantoor, dat ons dit deel kan maak dan ook van die kalender. Ons Kersdiens is die 2de November dan, om 6 uur die aand, en daar is ook wegneem etes beskikbaar teen R70. Ella Kotse kom dan ook die aand vir ons, saam met ons die erediens lei. Dan broer en suster, ek self is so 'n bietjie met verlof, van die 10de tot die 12de Oktober, en dan ook dankie vir elkeen wat help met Bybelverspreiding. Ons doelwit is 14.795 en ons staan op 12.990. Baie dankie vir elkeen wat ook dan daarmee help. Dan broer en suster, die Huisvergesig se bazaar is die 31ste Oktober. Hou asseblief ook die datum oop, en dit is dan al die afkondigings vir die week. Broer en suster, kom ons sluit af met ons slotlied. Ons sing Vlam 34, omdat die Here teenwoordig is. Daarom sal ons sing, sal ons getuig van sy goedheid en sy genade. Kom ons staan en sing ons hierdie lied hartlik saam. Ek in die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my woed met brute krag. En as ek val, is U by my, U het betaal. En ek is vry, daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom zeg ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek eeuwig lang. Daarom sing ek oor my liefde o Heer. Uit die hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles en tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my. En ek is vry, daarom sing ek, daarom gee ek U my stem.
Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sy julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.